Shalom. Vandag word ons lydenstydpad, 'n pad uit Egipte na 'n beloofde land. 'n Pad tussen belofte en vervulling. Dit is gebaseer op 'n meditasie van Vader Richard Rohr, Leaving for the Promised Land. Kom ons raak net eers rustig, sit gemaklik, soos altyd, jou voete op die grond, jou handpalms oop, ontspanne, dalk op jou skoot of op die lesenaar voor jou. En dan word jy net bewus van jou asem. Die rustigheid, die ritme van asemhaling. Asem rustig in en asem stadig uit. Weer 'n rustige inasem en dan 'n lang loslatende uitasem. Soos altyd hoef jy nie te presteer terwyl jy hier in stilte saam met my sit nie. Jy hoef niks te bewys nie. Jy hoef nie klaar te maak met iets. Jy hoef nie volmaak te wees nie, of seker te wees nie. Jy kan met jou volle mens wees, net hier wees. Presies daar waar jy is, op jou eie pad. En laat nou hierdie woorde sag by jou opkom. Ek is hier. God is hier. Ons is op pad. Ek is hier. God is hier. Ons is op pad. In die Bybel roep God sy mense uit Egipte, weg uit slawerny, weg uit ongekende skaarsheid en vrees. Hy beloof vir hulle 'n land van belofte, 'n ruimte van oorvloed en vryheid. Maar soos Vader Richard ons herinner, belofte en vervulling kom nie op dieselfde dag nie. Dit is nie dieselfde plek nie. Daar is dalk 'n woestyn tussen. Dit raak dalk vir ons 'n liminale ruimte. En baie van ons lewe is juis daar. Nie meer waar ons was nie, en terselfdertyd nog nie waar ons hoop om te wees nie. Dalk is jy self op so 'n plek. Dalk het iets in jou lewe klaar Egipte geword. Maar is die nuwe land, die beloofde land, nog nie vir jou duidelik nie? Vra sag in jou hart, Here, waar ervaar ek nou dat ek tussenin is, tussen belofte en vervulling? Moenie dit probeer forceer nie. Laat net opkom wat by jou wil opkom. 'n beeld, 'n woord, 'n naam, 'n gevoel. Dink vir 'n oomblik aan 'n Egipte in jou eie lewe. Egipte is nie net 'n plek van pyn nie, dis ook 'n
plek van bekendheid. Jy weet hoe dinge daar werk, al is dit nie goed vir jou nie. Dalk is jou Egipte 'n ou manier van dink oor God, vol vrees, dalk met min vertroue. Dalk is dit 'n patroon van selfveroordeling, 'n verhouding, 'n rol of identiteit wat jou beperk. 'n Poging om alles onder beheer te hou dalk. Belofte begin wanneer God jou roep. Kom uit, los dit agter jou. Ek het meer vir jou in gedagte. Fluister dan nou ook met inasem, roep my, en met die uitasem, Here, roep my, Here. Herhaal dit 'n paar keer, so op die ritme van jou asemhaling. As dit vir jou help, kan jy in jou verbeelding een ding doen wat jy vandag in God se hand, in sy hande, wil kom plaas. Here, ek gee vir U my vrees, beheer, skuld of so iets. Lei my weg uit Egipte. Die pad na die beloofde land gaan deur die woestyn. Dis 'n plek waar daar nie meer ou sekerhede is nie. Dis 'n plek waar jy nie jou eie voorraad kan skep nie. Jy leef van manna, net genoeg vir vandag. Miskien voel jou lewe so. Jy weet nie presies wat voorlê nie. Jy het minder krag, minder beheer, minder antwoorde. Die goeie nuus is, God se teenwoordigheid is dikwels die duidelikste in hierdie tussenin ruimte, hierdie liminale ruimte. Asem in, net vir, en met die uitasem, vandag. Asem in, U is, met jou uitasem, genoeg. Laat hierdie asemgebed rukkie so deur jou vloei. Inasem, net vir, uitasem, vandag. Inasem, U is, uitasem, genoeg. Stel jou voor, jy stap in 'n woestynlandskap. Nie totaal vyandig nie, maar net oop, wyd, min bakens. En voor jou, net 'n paar tree weg, loop Jesus. Nie haastig nie. Hy kyk nou en dan om seker te maak, jy is nog daar. Hy wag as jy agterraak. Hy draai nie om en sê, jy moet vinniger loop nie. Hy sê eerder, ons hoef nie haastig te wees nie. Ons is saam op pad.
God se beloofde land, is nie net 'n stukkie grond nie. Dis 'n innerlike ruimte in God. 'n Lewe met meer vryheid as vrees, meer vertroue as beheer, meer genoegsaamheid as skaarsheid. Vader Richard beklemtoon graag dat die belofte nie 'n perfekte plek ver van die werklikheid af is nie, maar 'n manier van leef, waar jy God se teenwoordigheid nou begin vertrou, midde in die reeds maar nog nie, midde in die reeds maar nog nie. Dink aan 'n belofte van God wat vir jou belangrik is. Ek is met jou, my genade is vir jou genoeg. Ek sal jou uit my hand trek nie. Dit is net een frase. En hou dit sag, warm in jou hart. Miskien kan jy dit weer 'n asemgebed maak. Inasem, u het met die uitasem beloof. Inasem, u is uitasem met my. Lydenstyd is soos 'n geestelike pelgrimstog uit Egipte, deur die woestyn, na die wonder, die misterie van Paas nuwe lewe. Pelgrims dra lig, hulle los goed agter, goed wat hulle nie verder kan dra nie. Vra dan sag, Here, wat vra u dat ek moet agterlaat, sodat ek ligter kan stap? Wat mag ek by u kom neersit, sodat ek u vryer kan volg? Moenie probeer om alles met een keer te verander nie. Dis net een klein dingetjie. 'n houding, 'n verwagting, skuldgevoel, dalk die onvermoë om te vergewe, selfs as dit nie die begin is om te sê, ek wil dit nie meer alleen dra nie. Sê sag vir jouself met inasem, neem dit met uitasem. Here, maak dit weer 'n asemgebed. Neem dit, Here, sit vir 'n ruk daarmee. Begin nou weer bewus raak van jou fisiese hier wees, jou voete op die grond, die ruimte om jou. Ons lewe, sê hierdie lydingspad, is in baie opsigte nog 'n onvoltooide belofte, onvervulde belofte. Ons is altyd op pad, dalk nie al klaar daar nie, dalk nie perfek nie, maar nooit alleen nie. God is nie net aan die einde van die reis nie. God loop saam. Laat hierdie woorde dieper by jou insak. Ek leef tussen belofte en vervulling. God is met my op die pad. Dit is genoeg vir vandag. Asem diep in en asem rustig uit. Wanneer jy gereed is,
Maak jou oë oop. Mag jy hierdie week iets van God se nabyheid beleef. In jou eie uittog, waar jy uit ou Egipte wegbeweeg, deur die woestyn, na meer ruimte in God se hart. Shalom.